Goeiemôre aan elkeen wat vandag saam luister. Ons praat hierdie week saam oor disippelskap as 'n reis. As Jesus werklik die Here en die koning is, hoekom lyk ons daaglikse lewens dikwels presies soos die van mense wat hom glad nie ken nie? Het ons dalk die goeie nuus te klein gemaak deur dit net te beperk tot iets wat gebeur nadat ons eendag gesterf het? Disippelskap beteken om te besef dat Jesus se koninkryk, die Basileia, die koninkryk, nie 'n verre plek anderkant die wolke is nie, maar 'n werklikheid wat nou hier is. Toe Jesus gesê die koninkryk het naby gekom, het hy bedoel dat God se manier van dinge doen nou beskikbaar is vir my en jou, op die enigste grondpad waar ons vandag loop. Om 'n mafetes te wees, 'n disipel, beteken om te leer hoe om jou lewe te regeer onder die bestuur van God. Dit beïnvloed hoe jy jou kinders hanteer, hoe jy jou besigheid bestuur en hoe jy met jou vyande praat. Eugene Peterson het gesê, "If Christ is king, everything, quite literally, everything and everyone has to be reimagined, reconfigured, reoriented." Dit is 'n radikale gedagte. As hy koning is, dan is my prioriteite nie meer die belangrikste nie. Disippelskap is die praktiese inoefening van hierdie nuwe loyaliteit. Dit is die daaglikse keuse om te sê, U wil geskied, hier in my klein wêreltjie, net soos in die hemel. Die evangelie is nie net 'n reddingsboot nie. Dit is 'n nuwe manier van mens wees onder 'n nuwe koning. So vra jouself vandag, watter deel van jou lewe het jy nog nie onder die Basileia, die koningsheerskappy van Jesus gebring nie? Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here Jesus, ek bely vandag dat U die koning is, nie net van die kerk nie, maar van my hele lewe. Help my om my dag vandag te sien deur die lens van U koninkryk. Gee my die genade om my eie koninkrykies neer te lê en te leer hoe om te lewe op 'n manier wat U eer. Laat U wil vandag deur my hande en my woorde geskied. Amen.